Môre sê dis woensdagoggend en ons kuier weer saam. Ja, dis die laaste kuiergeleentheid vir die jaar 2025. Ons sal weer vroeg 26 begin saam kuier. Baie dankie van my kant af. Dis vir my groot voorreg om op hierdie wyse sommer my journey met die Here, dinge wat oor my pad kom, hoe ek dinge beleef en ervaar, om dit met jou te kan deel. Ons staan aan die einde van die jaar en daar is, ek dink, die natuurlike vermoë om te sê, ek wil terugkyk oor die jaar. Ek wil reflekteer en ja, baie keer het 'n ou dan 'n uitspraak om te maak en te sê, maar as ek na die jaar kyk, dis wat ek wil sê. Ek wil dit graag vanoggend doen aan hand van Dawid se woorde. Met alles binne in my wil ek vir die Here dankie sê. Ek wil praat oor die wonderlike dinge wat U gedoen het. Ja, Psalm 9 vers 2 deel Dawid sy hart met ons. En die waarskynlikheid dat hy op hierdie stadium van sy lewe in moeilike omstandighede homself bevind het, is goed. So dit kom nie van 'n plek van 'n koning wat op sy troon sit en wat terugkyk en sê, Here, ag dankie vir 'n jaar wat ek voorspoedig kon regeer het nie. Nee, ou Dawid het sy ops en afs in die lewe gehad, en hierdie is waarskynlik tydens een van daai seisoene wat dit nie net goed gegaan het met hom nie. Kom ons lees dit weer. Met alles binne in my wil ek vir die Here dankie sê. Ek wil praat oor die wonderlike dinge wat U gedoen het. En dis my behoefte vanoggend as ek sommer met jou saam terugdink oor die jaar wat verby is. 2026 is 'n jaar wat ek ook net wil sê, Here, dankie. Dankie vir wat U vir my gedoen het. Ja, daar was opdraande, daar was afdraande, daar was goeie tye, daar was hartseer tye. Maar as ek terugkyk, dis al wat ek wil sê. Dankie. En daai dankie wil ek, soos Dawid sê, kom hier van diep binne in my. Ek kon dit nie gedoen het as dit nie vir die Here was nie. Maar dan die tweede gedeelte van hierdie vers. Ek wil praat oor die wonderlike dinge wat U gedoen het. Die geheim lê in die praat. Hoe sal ander weet, hoe sal die wêreld weet, dat ek 'n stuk dankbaarheid in my dra, selfs as ek terugkyk na 'n jaar wat dinge nie altyd so goed was nie. Die enigste manier is as ek dit sê, as ek praat, as ek hy boodskap bring. So ja, my laaste woorde hierdie jaar in 'n midweek inspirasie vir jou is, sê saam met my, Here, ek wil met alles wat binne in my is, net kom dankie sê. En ek wil gaan praat oor die wonderlike dinge wat U vir my gedoen het. Ja, was dit in daai oomblikke waar ek staan by my kosbare vriend se liggaam. Dankie vir wat U daar vir my gedoen het. Daar waar ek staan by 'n sportdag van my kleindogters en ek sien ons jongste wat so hardloop en deelneem, komende vroeggebore. Here, ek kan maar net sê dankie vir wat U in ons lewens gedoen het. Ja, eerste jaar wat ons herdenk het, my moeder is in die Vaderhuis. Here, dankie wat U vir ons gedoen het, deur haar lewe, wat sy deel van ons lewe was, maar ook die hartseer daardie jaar, dat U sommer net daar was. Here, dankie vir 'n gemeente, wat U met oorgawe dien. Dankie vir so baie wat aktief saam in diens van die Here staan. Ja, ek kan aanhou, nog 'n halfuur, maar ek dink jy het vanoggend my hart gehoor. Ek wil terugkyk en sê dankie, maar ek wil ook die vrymoedigheid neem om te praat en te sê waaroor is ek dankbaar. Here, U lewensreis op aarde het mense agtergelaat wat dankie sê. Ja, Here, die man wat krepeel was, die blinde, die vrou met bloedvloei. Oralste het hulle wat U pad gekruis het, wat dikwels, Here,
in die moeilikste van omstandighede was, het teruggekyk en gesê, ek wil met my hele hart sê, dankie vir wat U vir my gedoen het. Meer nog, ek wil daaroor praat. Ek wil vir ander vertel daarvan. Here, ons wil vanoggend kom sê dankie, en ons wil vra, dat die Gees ons vaardig sal maak, om daarvan te vertel. In Jesus naam, amen. Laaste uitdaging vir 2025. Hierdie tyd van die jaar is 'n tyd van feesvier. Hierdie tyd van die jaar is 'n tyd van afskeidsgeleenthede, waar ons saamkom, of dit met vriende of kollegas of wie ook al is, kliënte, waar ons sommer net die jaar wat verby is in 'n sekere sin vier. Die interessante is, dis in my en jou hande, by so 'n geleentheid, wat die gesprek op die tafel is, of deel van die gesprek. Die paartjies wat ek al gehad het hierdie jaar, het hulle onwillekeurig geëindig by, maar die jaar was rof. Die moeilike dinge van die jaar. En dis 'n realiteit. Maar ek en jy kan 'n ander keuse maak. Ons kan kies hier, ek wil dit deel, ek wil praat daaroor, dat ek met alles binne in my dankbaar is, vir wat die Here ook in hierdie jaar gedoen het. So dis die uitdaging. Ons het dalk nog 'n hele klompie geleenthede voor, hier rondom Kersfees, familiegeleenthede. As ek en jy die vrymoedigheid kan neem om te sê, in die gesprek, hoe ook al, maar kom ek deel gou met julle. Die jaar is verby, maar ek het 'n behoefte in my hart, hier diep binne, om dankie te sê vir die Here. En dis waaroor ek dankie wil sê. As ek en jy daai boldness kan hê, en dit kan doen, is ek amper seker in daardie gesprek, waar ook al, gaan ander ook die vrymoedigheid neem, en sê, ek wil aansluit by jou. Ek wil ook dankie sê. En hiervoor sê ek dankie. Mag jy en jou gesin, en jou geliefdes, 'n wonderlike en 'n geseënde Kerstyd beleef. Mag julle die ware inhoud van hierdie Christusfees opnuut ervaar. Dat hy vir my en vir jou mens geword het. Dat dit deel was van God die Vader se plan om vir my en jou deur sy kruisdood volkome vry te maak. Vier dit saam met jou geliefdes. En mag die jaar 2026 vir julle net die mooiste inhou. In besonder sy nabyheid. In besonder die werking van sy Gees in en deur jou. Ek groet jou vrou Las, tot ons weer gesels in 2026.